Okay, kom ons praat oor grafieke. Julle doen net tans 3. Ek wil julle net gou wys hoe lyk hulle almal en wat is die verskille. So hier voor ons het jy 'n lyngrafiek en 'n lyngrafiek word gewoonlik gebruik vir waardes wat verander oor tyd. So hierso het ons nou byvoorbeeld aandele of stock market. Hier kan jy sien hier is die pryse en die datums en dit is dan nou maar hoe dit op en af gaan. Dan kry ons 'n sirkelgrafiek. 'n Sirkelgrafiek word gebruik om 'n persentasie te bereken op die einde van die dag. So hierso het ons stemme vir Trevor Smith, ek weet nie vir wat is hierdie stemme nie. En dan het ons elke graad en hulle aantal stemme en dit was dan omskep in 'n grafiek wat dan vir jou die persentasies wys van elke graad. So ons kan sien dat die graad 10's die meeste stemme vir Trevor Smith gegee het en graad 8 die minste. Okay, dis vir jou sirkelgrafiek gebruik word. En dan kry ons 'n kolomgrafiek of 'n balkgrafiek. En hierdie grafieke word gewoonlik gebruik om waardes met mekaar te vergelyk. So hierso het ons byvoorbeeld hier is net 'n aktiwiteit wat ek gevat het, dis nou glad nie hele punte nie. Maar hierso is gemiddeldes vir klastoetse. So dan het ons klastoets 1, klastoets 2, klastoets 3 en ons het 3 verskillende groepe. En op die grafiek wys dit ook vir jou mooi uit. Nou groep 1 is daar, groep 2 is daar, groep 3 is daar. En hieronder wys hulle ook vir ons, ek gaan dit 'n bietjie groter maak, die kleure en wat elke kleur van hierdie stawe beteken. So blou is dan nou klastoets 1, klastoets 2, klastoets 3 en ja, hierso by groep 2 kan ons sien hulle klastoets 2 baie goed gedoen, groep 3 klastoets 3 goed gedoen en groep 1 het klastoets 2 goed gedoen. So, dis jou verskillende grafieke en wat jy in graad 10 doen. Ek gaan julle nou wys hoe ons grafieke insit en hoe om dit te formateer. Maar ja, dit is jou 3 verskillendes, kolom of balkgrafiek, sirkel en 'n lyngrafiek.